Nou, my liewe vriende, ons is weer 'n wonderlike woord of 'n kosbare woord wat ek vanaand met jou wil deel. En ek hoop dat hierdie en ook die ander wat ons doen vir jou siel tot seën is. Ek sal 'n geruime tydjie besig om te lees en te studeer en te kyk na die onderskeid of die verskille, die onderskeid of en die verskil tussen die koninkryk van die hemele wat Jesus aan die Jode en die Johannes die Doper en die apostels gepreek het, die koninkryk van God wat grootendeels deur beide Paulus en die apostels gepreek is, en dan die evangelie van genade of die verborgenheid van die genade evangelie wat uitsluitlik deur Paulus gepreek is na sy Damaskus ondervinding in Handelinge 9. En wil ons dan nou vandag kyk na en die vraag beantwoord, het die apostel Paulus die evangelie van die koninkryk verkondig? Hoe meer ek hieroor lees en studeer en 2 Timoteus 2 vers 15 die fokuspunt maak om die woord van die waarheid reg te sny en let die gedagte die waarheid reg te sny, nie tussen vals en waar te onderskei nie, maar om die waarheid van die woord op sy regte plek te sit. Kom ek agter, en dit maak die vertolking van die skrif soveel makliker, as jy besef dat die hele skrif vir ons geskryf is, maar dat nie alles aan die heidene geadresseer is nie. 'n duidelike onderskeid tussen wat sê God vir Israel, wat sê God vir die goddelose, of oor die goddelose, en wat sê God vir die nie-Jood, wat deel geword het van die liggaam van Christus. En wil ons dan so 'n bietjie hierdie aspekte met u hanteer. En die vraag dan, het Paulus die evangelie van die koninkryk verkondig? As ons kyk na die vraag, het hy die koninkryks evangelie verkondig, dan is daar 'n paar belangrike dinge wat ons vir mekaar moet sê. Baie mense neem aan dat Paulus dieselfde boodskap as Jesus en die 12 apostels verkondig het. Maar wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons die Bybel baie duidelik is dat hy dit nie gedoen het nie. Paulus het nie dieselfde boodskap as die apostels wat uitsluitlik vir die Jode gepreek het en ook Jesus wat gekom het om die Jode bewus te maak dat hy die verwagte Messias is, die een wat hulle verwag het om vir hulle aardse koning te word. Paulus het nie die evangelie van die koninkryk verkondig wat deur Johannes die Doper, deur Jesus en deur die 12 apostels verkondig is nie. Hy het iets niets verkondig. Hy het begin praat van die evangelie van die genade van God. En kom ons blaai vinnig deur 'n paar belangrike aspekte om te kyk na die verskil, noukeurig te kyk na die verskil tussen die twee. Die vraag is, wat is die koninkryks evangelie? Die evangelie van die koninkryk was goeie nuus dat die lank beloofde belofte van 'n aardse koninkryk vir Israel naby was. Dit was 'n boodskap wat verkondig is, soos wat die Bybel sê, van die begin van die wêreld af. In Lukas 1 vers 69 en 70 is Sagaria vervul met die Heilige Gees, dis nou Johannes die Doper se pa,
aan die woord toe hy nou getuig van sy ondervinding toe die engel vir hom sê dat Elisabeth gaan swanger word. Praat hy en hy sê, hy praat van die Here Jesus, hy sê, en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt, soos hy gespreek het deur die mond van die heilige profete van ouds af. So met ander woorde, die koninkryks evangelie was 'n boodskap wat verkondig was, wat hulle van geweet het. Ons gaan nou die teendeel sien met die koninkryk van genade wat Paulus spreek. In Handelinge 3 vers 21 is Petrus aan die woord nadat die lamman in die tempel gesond geword het. En hy praat daar en hy sê, hom wat die hemele moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. So Petrus sê dat hierdie prediking, dat alles herstel gaan word, is iets wat van ouds af deur die profete gespreek is. Wat is die koninkryk van die evangelie? Kom ons kyk na wie dit verkondig het. In eerste plek Johannes die Doper. In Matteus 3 vers 1 en 2 lees ek, in daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Juda gespreek en gesê, hoor wat sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy was die tipe Elia, waarvan Jesus later praat en sê, dat Elia het gekom, en hy verwys na Johannes die Doper wat die wegbereider is, maar ook daar sal die Elia weerkom. En die Elia wat weerkom sal die persoon wees wat Israel gaan gereed maak om hierdie koninkryk, hierdie aardse koninkryk te kan ingaan. Jesus verkondig hierdie koninkryks evangelie. In Matteus 4 vers 17 lees ons, van toe af het Jesus begin om te preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dieselfde boodskap as Johannes die Doper. Ook die 12 disippels of apostels het dit gepreek. In Lukas 9 word hulle uitgestuur, vers 1 en 2, en hy, Jesus, het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en om siekes gesond te maak. Nou ons lees hier die koninkryk van God, en ons gaan nou sien dat die koninkryk van God is die alles oorheersende gesag van God, dat hy die koning is van alles. Maar as jy lees, en ek wil nie te veel ander teksverse inbring om dit uit te trek nie, maar baie duidelik word hulle uitgestuur, en selfs Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, hy is gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Hulle is gestuur om vir Israel die koninkryk te verkondig. Wat hulle dus verkondig het, was bekeer julle, van die koninkryk van die hemele het naby gekom. Dus wees gereed dat hierdie koninkryk is in die proses. En sou die Jode Jesus aanvaar het, dan sou hierdie die begin wees van die vestiging van die koninkryk van die hemele op aarde, wat later dan sy toppunt of sy volle vervulling sou hê. Dit het gegaan oor Israel se letterlike aardse koninkryk, waar die Messias vanuit Jerusalem sou regeer.
In Jeremia 23 vers 5 lees ons, kyk daar kom, daar spreek die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Jeremia gee die belofte dat daar vir Dawid 'n regverdige spruit met 'n hoofletter, die Messias, die Here Jesus sal kom. Hy sal koning wees en hy sal regeer en hy sal verstandig handel. In Jesaja 9 vers 5 en 6 sien ons hierdie selfde belofte deur die profeet Jesaja. Kind is gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer. In daardie tyd het die hoogste gesag 'n sleutel op sy skouer gedra wat sy heerskappy bevestig het. En hy wat hierdie gesag het, word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die Jode het die gape tussen 5 en 6 nie gesien nie, vers 5 en vers 6. En daarom was hulle teleurgestel toe Jesus nie 'n aardse koning word en hulle kon verlos in die Romeinse mag nie. Maar hy het gekom in vers 5 as die seun wat gebore word om hulle as Messias gereed te maak, dat hulle kan aanvaar. Hy kan sterf vir hulle sondes, om dan weer te kom, vers 6, om dan op die troon van Dawid te kom regeer. Wat was die vereistes vir toelating in die koninkryk? Die eerste was bekering en waterdoop. In Markus 1 vers 4 lees ons, Johannes gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem, Jode, het uitgaan na hom toe en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. Ook Markus 16 vers 16 sê, wie glo en laat doop sal gered word. So met ander woorde, vir die Jode was bekering en waterdoop sinonieme. 'n uiterlike teken dat hulle hom as Messias aanvaar. Dis waarom Johannes ook Jesus gedoop het, dat hy aan Israel bekend gemaak. Johannes sê, ek het hom nie geken nie, maar ek is daar vir my gesê. Hy op wie jy die duif sien neerdal, dis hy. En daarom toe hy Jesus doop en hy dit beleef, toe sê Johannes 1:29 die volgende dag, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Johannes het gesê, ek het gedoop om Jesus bekend te maak. Jesus is nie gedoop vir sy sondevergifnis nie. Hy was sondeloos. Hy moes gedoop geword het om bekend te word. En die Jode is gedoop as hulle sondes bely en Jesus in die openbare as Messias aanvaar. Die tweede was die vereiste, die onderhouding van gebooie. Matteus 19 vers 17 sê Jesus vir die ryke man, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Met ander woorde, hulle bekering en hulle waterdoop het 'n lewe gevra waar hulle die wet moet gehoorsaam. Dis die verskil tussen die evangelie van genade en die evangelie van die koninkryk. Ons gaan nou by die ander ene kom. Die derde vereiste is volharding tot die einde toe. Jesus praat in Matteus 24 vers 12 en sê, nadat en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Selfs aan die einde, wanneer Jesus, net voordat Jesus kom om sy aardse koninkryk vir die Jode te kom bevestig, omdat hulle hom verwerp het, gaan daar in hierdie tyd van verdrukking, Daniël se 70ste week, gaan God terugkeer om met Israel te werk, om Israel gereed te maak vir die koms van Jesus, om die aardse koninkryk te kom vestig. Daardie boodskap het perfek gepas by Israel se profetiese program, 'n koninkryk wat beloof is van die begin van die wêreld. Dink maar aan hoe God met Abraham en die aardsvaders gewerk het.
Dit was goeie nuus vir Israel onder die profetiese bediening. Nou, as dit is wat die Jode verkondig het, of die apostels Johannes die Doper en Jesus verkondig het, kom ons kyk na die ander kant. Wat het Paulus dan verkondig? Hy het nie evangelie van die koninkryk verkondig. Wat het hy verkondig? Paulus het nie gepreek dat die koninkryk naby was nie. Toe Christus homself aan Paulus geopenbaar het in Handelinge 9 met Paulus se ondervinding op die Damaskuspad, het hy hom heeltemal 'n nuwe boodskap gegee. Een wat tot dan toe nog 'n geheim gehou was. Hoor wat sê die apostel Paulus. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, Christus het vir ons gesterf, hy is begrawe en hy het opgestaan. Dit is die evangelie wat Paulus verkondig het. Handelinge 20 vers 24 sê hy, om die evangelie van die genade van God te getuig. Hierdie boodskap word die evangelie van die genade van God genoem. En dit gaan oor 'n hemelse roeping en nie oor 'n aardse koninkryk nie. Kom ons kyk na 'n paar onderskeidende kenmerke van Paulus se evangelie aanbieding. In die eerste plek, dit was 'n misterie of 'n verborgenheid, 'n geheim gehou sedert die begin van die wêreld. Of ons gaan nou na teksverse daaroor kyk. In Romeine 16 vers 25 skryf Paulus, hy sê aan hom dan wat magtig is, om julle te versterk volgens my evangelie, wat aan hom verkondig is. Paulus sê, hy het dit nie in Galasiërs, hy het dit nie by mense geleer nie, maar hy het dit by Christus ontvang. Hy was in die woestyn gewees. En daar in die Sinaï woestyn is hy deur God geleer, nadat hy ontmoeting met Jesus en Handelinge 9 gehad het. Die evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is. Efesiërs 3 vers 1 en verder. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Jesus Christus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle. Vers 3. Dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, en hier kom dit, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. In die tweede plek openbaar dit die liggaam van Christus. Dit is nie net 'n verborgenheid nie. Dit openbaar ook die liggaam van Christus. Dis een nuwe mens waar nie Jood of heiden meer onderskei word nie. Hoor nou, Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle die heidene wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei, Jood en heiden, een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy, deur vrede te maak, die twee, Jood en heiden, in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei, Jood en heiden, in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Vers 17. En hy die evangelie van vrede kon verkondig
aan julle wat ver is, die heidene, en aan die wat naby was, die Jode. Die derde kenmerk is dit bied verlossing deur genade en geloof alleen, sonder werke, sonder wette en sonder seremonies. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself, dis 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar deur sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die volgende predikingsmetode of predikingsonderskeid van Paulus is, dit gee hemelse hoop, om te sit met Christus in hemelse plekke. Efesiërs 2 vers 5 en 6, toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Filippense 3 vers 20 en 21, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, deur Jesus Christus, wat ons vernederende liggaam van gedaante sal verander, 1 Tessalonisense 4, 1 Korintiërs 15, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Was 'n boodskap wat nie gebaseer was op Israel se verbonde met God nie, en ook nie Israel se koninkryksbeloftes nie. Die volgende is, dit impliseer 'n splinternuwe openbaring van suiwer genade aan die ganse mensdom. Dis nou nie net meer die Jode nie. Dis nou elkeen, die heidene word ingetrek, en elkeen wat Jesus se kruisdood en sy sterwe vir hom in sy plek aanvaar. Die vraag is, het Paulus dan nêrens koninkryk genoem nie? Die koninkryk van God is God se heerskappy en gesag oor alle dinge. En Paulus het dit wel genoem, maar in 'n ander perspektief. Dit gaan nie 'n aardse koninkryk nie. Binne daardie groot koninkryk het God homself dan geopenbaar. 'n Aardse koninkryk profeties vir Israel en 'n hemelse koninkryk, 'n geheimenis, 'n verborgenheid, 'n misterie vir die liggaam van Christus. Albei, Jood en heiden, of albei hierdie koninkryksaanbiedings kom van dieselfde koning af, vir Jood en vir heiden, maar is van toepassing op verskillende mense en in verskillende dispensasies. God is koning van die Jood, hy bied vir hom 'n aardse koninkryk. God is koning van die heiden, hy bied hom 'n hemelse koninkryk. Wanneer Paulus die woord koninkryk gebruik het, het hy na iets heel anders verwys. Hy het gepraat van, en dis wat ons nou nog sê, die koninkryk van God, nie die evangelie van die koninkryk. Dis nie dieselfde boodskap as wat die disippels en Johannes die Doper verkondig het. Vir Paulus het die koninkryk van God geestelike heerskappy van Christus beteken, nie vir Israel of 'n aardse Israelse politiese koninkryk nie. 'n geestelike koninkryk, 'n geestelike heerskappy waar God oor alles en oor almal regeer. Kolossense 1 vers 13 sê, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van sy geliefde seun. 1 Korintiërs 15 vers 50. Hy sê vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie, en daarom moet hierdie verandering plaasvind van 'n
sterflike na 'n onsterflike, en van 'n verganklike na 'n onverganklike. En Paulus noem dit dat as daar dit verander word, is dit wanneer die mag van die dood ten einde vernietig is, hy alles losmaak en hy vir die evangelie van genade vir Jood en heiden 'n hemelse koninkryk gee, maar vir die Jode wat die Messias verwag, 'n aardse koninkryk gedurende die vrederyk. Paulus se fokus was nie Israel se nasionale herstel. Dit was die liggaam van Christus se hemelse erfenis. Ek wil afsluit. Maar waarom maak hierdie verskil dan so saak? Dit kan dalk die vraag wees wat jy nou vanaand vir my vra. Waarom maak dit 'n verskil? As jy Paulus se evangelie van genade met koninkryks evangelie meng, dan eindig jy op met 'n teenstrydigheid, 'n verwarring. Jy meng werke en genade. Jy meng wet met vryheid. Jy meng beloftes van Israel met die hoop van die Nuwe Testamentiese kerk. En dis waarom daar soveel verwarring is. Dis hoekom as mense hierdie onderskeid nie kan tref nie, en hulle lees dinge in die Nuwe Testament self, dan bring dit verwarring, omdat hulle nie verstaan dat hierdie gesprekke gaan oor dit wat die Jode moet beleef nie. En hulle bekering is gekoppel aan waterdoop. Paulus sê, ek het nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. 1 Korintiërs 1 vers 18. 'n baie duidelike verskil. Daarom word ons beveel in 2 Timoteus 2 vers 15 om die woord van die waarheid reg te sny. Dis belangrik. Dit gaan nie hier oor, want hy sê die woord van die waarheid. Dit gaan nie hier oor die ware en die valse nie. Dis die waarheid van die woord, die volheid van die woord, die egtheid van die woord, om dit op die regte plek te plaas. Dit sê Paulus vir Timoteus, maak jy een wat jou nie hoef te skaam voor God nie. Jesus en die 12 het uitgesien na 'n aardse koninkryk. Paulus het opgekyk na 'n hemelse posisie. Kolossense 3 vers 1. Bedink die dinge daarbo en nie wat op die aarde is nie, want ons fokuspunt is nie die aarde nie. Ons fokuspunt is die hemel. Ons verwag hom van daar af. En daarom is ons hart daar. Ons fokuspunt is hemels. Ons het geen behoefte na 'n aardse koning of 'n aardse koninkryk nie. Dis twee verskillende gehore. Dis twee verskillende boodskappe. Dis twee verskillende programme. Dis een en dieselfde Here, maar twee verskillende dispensasies in God se ewige raadsplan. Ek hoop dat hierdie woord jou hart aanraak en dat jy so bietjie meer insig kry. Ons sal meer hieroor sê, omdat dit vir my so 'n groot boodskap is. Dit breek die verwarring en die onsekerheid van die skrif so duidelik uit as jy hierdie onderskeid tref. Dat jy die woord van die waarheid regsny, jy verstaan wat is God se plan met Israel, God se plan met die heidene. Waarom het Petrus en die apostels so gesê? Waarom sê Paulus die anderste? En dan kan jy nie praat, dan is die verskoning weg om te praat van die Bybel weerspreek. Want is juist hier waar jy die onderskeid sien en verstaan dat die hele skrif, soos hy sê in 2 Timoteus 3 vers 16, is ingegee en is nuttig. Maar nie alles is aan almal geadresseer nie. God praat met die Jood, God praat met die goddelose, God praat met die Nuwe Testamentiese kerk. Ek hoop dat hierdie woord vir jou hart tot seën sal